vanoggend na iets gesoek. Baie goed. Wie het na 'n beursie gesoek? Of 'n bril? Of die huis of die kar se sleutels? Is dit gewoonlik al die goed? Of jou selfoon? Of na 'n kar in die parkeerarea, as jy nou by die verkeerde plek geparkeer het en jy kom nou uit en die kar is nou weg en hy is nou gesteel, meanwhile staan hy net daar. Nou, iemand wat gaan navorsing doen het bevestig dat hierdie goed, die selfoon, beursie, bril, huissleutels, tesame met een of ander papier, een of ander dokument wat ek het die ding nou net hier neergesit. Ons ken daai. Daai is die 5 topgoeders waarna mense die meeste soek. So jy is in goeie geselskap. Jy is uiteindelik die gemiddeld. En dat ons oor ons leeftyd omtrent 6 maande, as jy dit nou alles aan mekaar sit, van ons lewens daaraan spandeer om dinge te soek. Onophoudelik. Na goeders net in ons huise, né? Dis net in ons huise. Dis nie baie as dit nie. Nou, dikwels voel ons, maar soos ek nou sê, ek het die ding nou net hier neergesit. Waar is hy nou? En veral met dokumente op ons werkslesenaars. Nou, ek is een van daai ouens, as iemand my lesenaar kom opruim, julle verstaan, né? Dan is hy die mekaar. Ek weet waar ek die goed neergesit het. Ek weet watter papier lê onder watter een. Moenie dit kom netjies maak nie, maar nou het jy dit juist die mekaar gemaak. Waarna soek jy die meeste in jou gewone dag? Dink gou 'n bietjie. Wat vat die meeste van jou tyd op gewoon deur daarna te soek? En die ouers met klein kinders. Waarna soek julle die meeste? Nou, as ons na meer elektroniese dinge toe beweeg, die meeste van ons weet wat se ding is 'n search engine. Voordat Google die wêreld oorgeneem het, toe ons op skool was daar nog Aardvark en Ask Jeeves en Yahoo Search en allerlei goeters, waarop ons op die internet gaan soek het. In graad 11 kan ek onthou het ons biologie juffrou het op 'n stadium gegee vir ons 'n taak. En ons vra die juffrou nou, maar waar moet ons nou die inligting vir die taak? En sy sê, gaan soek op die internet, julle weet mos waarom te gaan soek. Ons weet nie, en ek dink op die einde het ons daai inligting nog by Encarta encyclopedia van iemand se disk af gaan kry. Waar moet jy nou begin soek? Julle het mos die internet, ons is in juffrou, wat? Ja, dus praat van 2001, is lang terug. Nou, omtrent 9 uur per dag is ons besig op ons elektroniese toestelle. Nee, vir 'n tablet of 'n rekenaar of wat ook al. Is omtrent 9 uur van die dag as jy nou alles aan mekaar tel. En 'n groot deel spandeer ons daarna om iets te soek, né? Iemand se nommer of 'n prentjie of 'n boodskap of 'n raad of adresse of iets wat ons wil koop of wat van ons vriende geword het, waar ons dalk kan werk of 'n eiendom wat ons dalk kan aanskaf of waar ons kan gaan slaap, waar ons kan vakansie hou, watter nuwe reeks ons kan stream, of wat die pyn is wat ek in my linker elmboog net bo kan die beentjie het, want as ek dit nou mooi reg intik, dan gaan Dr. Google vir my sê, ek het eintlik linker toon gangreen, dit verwys net hierbo na jou, verstaan. Ons weet mos hoe die goed werk, jy soek en jy soek op die verkeerde plekke, en hy gee vir die verkeerde antwoord. Maar daar is wel 'n groter, 'n meer kosmiese soek. Nou, kerkvader Augustinus het baie lank gelede die volgende geskryf, is ongelooflik mooi. U wek ons op om dit te geniet, om u te prys, omdat u ons gemaak het met ons gesigte na u toe gerig, en ons harte is onrustig, totdat dit in u tot rus kom. Lees dit net vir 'n oomblik weer daarso. Hou daar, ons gaan nog nie aanskaan nie. Met ons gesigte na u toe gerig. As jy met jou gesig na die son toe draai en net voel daai hitte op dit skyn, is dieselfde. Met jou gesig na God toe gerig en ons harte is onrustig totdat dit in God tot rus kom. Vir hom was dit nie net individueel nie, maar hy het daarna verwys as 'n groepshart. Ons almal saam, eintlik die hele mensdom. Ons almal saam het 'n onrustige hart wat net in God tot rus kom. Ons het mekaar nodig
ons het mekaar nodig om na mekaar toe te beweeg, want dit is die enigste manier wat ons saam ons lewensrigting na God toe kan vind. Nou die breër mensdom, se onstuimige, uitsluitende, oorlogmakende hart kan nie rus vind as ons as Christene onsself in isolasie terugtrek en ons eie rus in God soek, alleen nie. Met ander woorde, Christene, ons gelowiges, ons deelname in die samelewing is super noodsaaklik. Hoekom? Om mekaar en om ander te help om rus in God te kan vind. Ons ook 'n groter soek, 'n soek na 'n tuiste. Nou, ons soektogte verwoord tog in die vraag wat ons vra, né? Dit wat ons na soek. Waarna soek ek? Ek soek my beursie, in ander woorde, dis wat ek wil hê. Maar God soek ook, en God vra ook 'n soekende vraag. Dink maar, in Genesis 3, hoor ons die eerste vraag van God aan die mens, 'n vraag wat deur al die eeue heen steeds God se vraag aan ons is, waar is jy? Vraag het oor en oor geëgo word in verskillende maniere. Waar is jy? Waar is jy? Waar is jy? In Johannes kry ons 'n storie waar Jesus vir sy voornemende disippels ook iets vra. As lees af van vers 35 af. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom, na Jesus toe gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die 2 disippels het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan u tuis? Hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4:00 die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Kyk net hoeveel keer kom die woorde soek en kry voor in hierdie gedeelte. En hoor 'n bietjie Jesus se vraag, wat soek julle? En hierdie ouens se antwoord, Rabbi, waar bly u? Nou, ja, dit kan dui op fisiese waar woon, waar bly jy, maar nou 'n ander, kyk daarna, ander angle, is dat in die antieke tyd is die rabbies se leer, dit wat hulle vir mense geleer het, as 'n tuiste beskryf, 'n huis, 'n leerskool praat ons partykeer van. So hierdie ouens sê, wat leer u? Wat is die goed wat u leer? Waar gaan ons tuis kom as ons u volg? Johannes gebruik hierdie woord menei, die Griekse woord vir tuiste, gebruik hom net 44 keer, onder andere die woord wat mens geword het en onder ons kom woon het, onder ons 'n tuiste kom maak het. Hierdie is gemeenskaplike inwoning, by mekaar inbly, waar 2 partye in 'n diep, intieme vriendskap by mekaar inwoon. Ja, die disippels volg in hierdie gedeelte vir Jesus na 'n fisiese adres toe, maar die dieper navolg gaan oor 'n tuiskoms in 'n intieme vriendskap met Jesus, ietsie wat ons ook soek, wat ek glo ons soek, elkeen van ons, want dit is ons diepste soeke. En ons gebruik daardie woord eintlik ook maar baie keer op dieselfde manier, dink gemooi. Die woordjie bly gebruik ons op meer as een manier. Ja, dit beskryf waar ek woon, ek bly in daai adres, maar dit beskryf ook dit waarby ons staan. Ek bly by my besluit, ek bly by my sportspan, ek bly by die gemeente. En dit gaan nie oor woon nie, dit gaan oor waaraan konnekteer ek, waaraan sit ek myself vas. En om dieselfde rede resoneer die vraag vir ons, is Jesus iemand by wie ek gaan bly? By iemand by wie ek kan bly? Gaan ek by hom kan stiek? Gaan ek by hom kan tuiskom? Is hy die een na wie my hart soek en nie net omdat die dominee so sê nie? 'n Vraag wat in ons harte leef. Nou, C.L. Langenhoven het blykbaar in een van sy vele spreke gesê op 'n stadium, mag jy alles ontvang wat jou hart behoort te begeer. Dis 'n interessante klemverskywing, belangrike klemverskywing.
Nicholas Afloo skryf in een van sy kontemplatiewe gebede, skryf hy die volgende sinnetjie wat sê, My Lord and my God, give me everything that brings me closer to you. So soek ons na wat ons behoort te begeer, na dit wat ons nader aan God sal bring. Ons is mos nou mooi kerkmense, nee, en ons weet die sonnaarskool antwoordjie is Jesus, maar is dit regtig so? Soek ons dit werklik, soek ons hom werklik, of is ons eintlik 'n bietjie skrikkerig daarvoor, want sê nou, dit vat ander dinge wat ek wil hê weg van my af. Dan moet ons daar kyk na wat daai ander dinge is, wat ons nie wil laat gaan nie, en of ons dit regtig moet soek. Nou gaan dink 'n bietjie na, en kyk 'n slag, die metodes wat ons uit die afgelope paar weke gepraat het, James Clear se goeters van Atomic Habits, die video's is op YouTube, so jy kan begin loer, as jy dit gemis het, na hoe hierdie dinge 'n mens help, om te gaan kyk, maar wat is daar so, wat ek moet anders organiseer, want dit is waartoe ons genooi word, om ons begeertes op 'n ander manier te organiseer, sodat ons ware soeke na God die belangrikste plek in ons lewens kan kry. Hoor mooi, as ek niks verander nie, gaan niks verander nie. So dit al baie gesê voorheen ook, as my dagboek, my hele kalender nie verander nie, dan gaan ek bly waar ek is. Wanneer ons die soektogte in ons lewens wat eintlik minder belangrik is, dink dat dit ons begeertes gaan vervul, dan beland ons op plekke waar ons nie eintlik wil wees nie, en plekke waar ons lewens al hoe leer gelaat word. Dit bring ons by 'n interessante ding, bring ons by afgoderry. Nou, wat is afgoderry? Nou, dis min van ons wat in vandag se tyd oor afgoderry dink as fisiese aanbid van 'n stuk stomp of 'n beeltjie wat ek nou in die huis het, wat nou vir my ietsie moet doen. Ons weet, afgoderry kan verstaan word as basies enige iets wat Jesus se regmatige plek in ons lewens inneem, nee. Dit wat ons verwag dat daai ding gaan vir my iets baie meer gee as wat dit kan. Ou naam van James Smith skryf die volgende ding, die probleem met afgoderry is dat dit 'n futiele oefening is. Iets wat in besonderse ontnigtering en ongelukkigheid opeindig. Die ding wat ons afgod is, wat dit ook al is, werk nie soos wat ons verwag, of wil hê dit moet nie, gewoon, want dit is nie daartoe in staat om dit te doen nie. En dit veroorsaak dat ons harte rusteloos bly. In afgoderry hanteer ons dit wat voorlopig is, wat tydelik is, as finaal. Ons hoop oneindigende, onsterflike verwagtinge op mensgemaakte dinge wat verbygaan. Ons vestig ons hoop op een of ander aspek van die skepping, eerder as om daardeur by die skepping uit te kom. Nou, Augustinus, om terug te kom na hom toe, vir hom was enige begeerte wat ons het, enige ding, is 'n soort liefde. En 'n slegte begeerte is gewoon ongeordende liefde. Liefde wat op die verkeerde plek is. Hy sê daar so ongeordende liefde is soos om verlief te raak op 'n bootjie eerder as op die eindbestemming. En daarom is dit nodig dat ons eie search engine history, letterlik en figuurlik, 'n slag gaan moet ondersoek. Want ons soek dikwels ietsie op die verkeerde plek. En soos die storie van die man wat een Vrydag aand na 'n lang week by die werk by die McDonald's drive-thru deurry en hy vra, kan ek asseblief 'n dubbel whisky en soda kry? En die persoon wat die deurry beman sê vir hom, meneer, hierdie is 'n McDonald's. En hy sê, ekskuus, kan ek asseblief 'n Mac whisky en soda kry? Soms soek jy gewoon iets by die verkeerde adres.